Hallo almal, het jy al ooit stilgestaan en gewonder hoe op aarde weet ons van goed wat honderde, selfs duisende jare gelede gebeur het? Wel, vandag gaan ons soos regte speurders in presies daardie vraag induik. Ja, dis die groot vraag, né? Ek meen, die mense wat daar was, is lankal nie meer hier nie. Die plekke lyk heeltemal anders. So hoe weet ons wat regtig gebeur het? Dis soos 'n reuse, ou raaisel wat net wag om opgelos te word. En die antwoord? Dis eintlik nogal eenvoudig en baie opwindend. Ons word geskiedenisspeurders. Ja, jy het reg gehoor. Mense wat die verlede bestudeer is basies speurders wat leidrade bymekaar sit om die storie van die verlede te bou. Goed, so kom ons pak hierdie groot raaisel van die verlede aan, want dis nie net 'n klomp datums en name nie. Dis 'n storie, 'n legkaart wat ons stukkie vir stukkie aan mekaar moet sit. Nou, hier is die geheim. Die verlede is dalk weg, maar dit het oral spore agtergelaat. Oral. En ons noem hierdie belangrike leidrade bronne. Dis die absolute fundament van alles wat 'n geskiedenisspeurder doen. Soos enige goeie speurder, het ons natuurlik 'n gereedskapskus nodig. En vir ons, die geskiedenisspeurders, is daardie kus propvol verskillende soorte bronne, ons gereedskap om die waarheid te ontdek. In ons gereedskapskus is daar 3 hoofsoorte gereedskap. Eerstens, visuele bronne. Dis alles wat jy met jou oë moet sien. Dink aan ou foto's, kaarte of selfs 'n standbeeld. Dan het ons geskrewe bronne. Dis die goed wat jy moet lees, soos dagboeke, briewe en koerante. En laastens, mondelinge bronne, waar jy mooi moet luister na stories, onderhoue of selfs liedjies. So, dis sien, lees en luister. Dis ons basiese speurwerk. Kom ons kyk gou 'n bietjie dieper. 'n Visuele bron is letterlik enige leidraad wat jy met jou oë kan bekyk. Dit kan 'n ou vervaagde foto wees, 'n skildery of daardie groot standbeeld in die middel van die dorp. As jy dit kan sien, is dit 'n visuele leidraad. Punt. Geskrewe bronne, wel, dis die woorde wat mense agtergelaat het. Dit kan iets baie persoonliks wees, soos 'n brief wat jou ouma jare gelede geskryf het, of iets publiek, soos 'n ou koerant. Selfs inligting wat ons vandag op die internet kry, kan 'n geskrewe bron wees. Solank jy dit kan lees, is dit 'n leidraad. En dan is daar die mondelike bronne. Ek is mal hieroor, want dis lewende geskiedenis. Dis die stories wat mense oorvertel, die herinneringe wat jou oupa of ouma met jou deel, of 'n ou liedjie wat 'n storie uit die verlede vertel. Hiervoor moet jy jou ore spits en regtig luister. Goed, genoeg teorie. Kom ons kyk hoe hierdie leidrade in die regte wêreld lyk, want dis waar die regte speurwerk en die pret begin. Kom ons vat iets so eenvoudig soos 'n kaart. 'n Kaart is soveel meer as net 'n tekening van 'n plek. Dis 'n visuele storie, 'n tydkapsule wat ons presies wys hoe dinge verander het. En 'n perfekte voorbeeld hiervan is ons eie land, Suid-Afrika. Voor die groot veranderinge van 1994, toe ons land sy eerste demokratiese verkiesing gehad het, het die kaart van Suid-Afrika heeltemal anders gelyk. Kan jy glo, die land was opgedeel in net 4, slegs 4 groot provinsies. En kyk net hierna, hierdie vergelyking wys die storie so duidelik, van 4 provinsies na 9. Die reusagtige Kaap-provinsie is opgebreek in die Noord, Oos en Weskaap. Selfs dorpsname het verander. Petersburg het Polokwane geword en Warmbad ken ons vandag as Bela Bela. So 'n kaart is letterlik 'n tydmasjien wat hierdie veranderinge vir ons vasvang. En so, uit daardie oorspronklike 4 het 9 gegroei. Dit het alles gebeur na 1994 en dit gee ons die 9 provinsies wat ons vandag het. Dis 'n perfekte visuele bewys van hoe een groot historiese oomblik die wêreld om ons letterlik kan verander. Maar wag, nie alle leidrade het sommer net toevallig gebeur nie. Party leidrade is heeltemal doelbewus gebou, spesifiek om seker te maak dat ons nooit sekere mense of gebeurtenisse vergeet nie. 'n Monument is 'n uitstekende voorbeeld. Dis 'n groot, indrukwekkende struktuur wat basies skree, stop, onthou wat hier gebeur het. Dink maar aan die Taalmonument in Nepal, wat in 1975 opgerig is om 'n baie spesifieke oomblik in ons land se geskiedenis te herdenk. 'n Standbeeld is baie soortgelyk, maar dit fokus gewoonlik op 'n spesifieke persoon of selfs 'n dier. Die doel is om hulle te vereer en ons te herinner aan wie hulle was en die rol wat hulle gespeel het. En dan, natuurlik, museums. 'n Museum is soos 'n skatkis van die verlede. Dit is 'n plek waar artefakte, dit is net 'n fancy woord vir ou voorwerpe wat mense gemaak of gebruik het, bymekaar maak en uitstal sodat ons eerstehands na die leidrade van die verlede kan kyk. En hoe vang ons daardie mondelinge stories?
Wel, ons gebruik 'n onderhoud. Dis regtig belangrik om te onthou. 'n Onderhoud is nie sommer net 'n geselsie nie. Dis 'n beplande proses waar een persoon spesifieke vrae vra om inligting by iemand anders te kry en dit sorgvuldig neer te skryf of op te neem. So, nou verstaan jy wat bronne is en jy weet waar om hulle te kry. So, ek dink jy is reg. Dis nou jou beurt om die speerderhoed op te sit. Jy het die gereedskap in jou gereedskapskus. Jy weet hoe dit werk. Nou, hoe begin jy met jou heel eerste saak? Moenie worry nie, dis makliker as wat jy dink. Hier is 'n vinnige gids. Jou speermetode het net 4 maklike stappe. Stap 1: versamel jou bronne. Gaan soek daai foto's, briewe en stories. Stap 2: bestudeer elke bron. Vra jouself af, wat presies vertel hierdie leidraad my? Stap 3: vergelyk jou inligting. Vertel die foto en die storie dieselfde ding? En laastens, stap 4: maak jou gevolgtrekking. Nadat jy al jou bewyse bymekaar gesit het, besluit jy wat die feite is. En net so het jy die saak opgelos. En dit bring ons by die einde. Die volgende keer as jy aan jou straat afstap, na 'n ou gebou kyk of met jou ouma of oupa gesels, onthou, jy is 'n speurder en die leidrade is oral om jou. So, my vraag aan jou is, watter storie in jou eie omgewing, in jou eie familie, wag vir 'n speurder soos jy om dit te ontdek?